Dion, jy is een van die bekendste, suksesvolste Suid-Afrikaanse skrywers, krimi-skrywers. Plaas dit jou onder druk wanneer, wanneer mense so na jou verwys, of voel jy druk om aan te hou met 'n bepaalde standaard in jou werk te lewer, en hoe hanteer jy dit? Weet jy, ek dink bitter min daaraan dat ek gewild is of nie. Ek dink wanneer ek met 'n nuwe boek begin, dan help gewildheid niks. Jy weet, elke boek is 'n nuwe begin, elke boek is sy eie uitdagings, en my benadering is om met elke boek net my heel beste te gee. Ek is bewus daarvan dat leserverwagtinge met elke boek dalk gaan styg, dat 'n mens oor 30 jaar wat ek nou al skryf en sê maar 20 jaar wat ek 'n lewe maak uit skryfwerk uit, dat ek oor daai tydperk lank en hard moes werk om 'n leesgehoor op te bou. En ek is bewus daarvan dat dit net een slegte boek gaan vat om 'n klomp van daai goeie werk ongedaan te maak. Ek is ook bewus daarvan van die verwagtinge van uitgewers, nie net hierdie, maar oor see. Mense wat baie geld en baie tyd en baie moeite en harde werk bestee het om vir my gevestig te kry hier en in ander lande. Maar weer eens, 'n mens kan dat die verwagtinge en die druk daarvan jou oorweldig, of jy kan heeltemal daarvan vergeet en sê, ek moet nou net hier in die skryfproses, met alles wat ek oor die 30 jaar geleer het van die proses, kan ek nou toepas, ek kan myself uitdaag en my eie standaarde stel. Want die probleem is, as jy begin dink aan al die ander mense se standaarde, die druk kan baie versmorend raak. So ek dink nie aan al die dinge nie, dis ek en die nuwe storie en my uiterste bes. Dis die beste wat ek kan doen. Ek hoor nou jy sê jy steur jou nie aan die standaard of jy verwagting wat daar is nie, maar ek wil tog by jou hoor. Baie skrywers jy weet, mense hoor gereeld dat baie skrywers sê, jy kan nie 'n lewe uitskryf maak nie tensy jy Dion Meyer is. En uiteraard het daar, soos jy nou gesê het, baie harde werk daarin gegaan om jou lesers te bou, om jouself te vestig. Hoe voel jy daaroor dat jy weet, oor hierdie persepsie wat daar van jou is, en is dit regtig so dat jy net 'n lewe maak uit jou skryfwerk, of is daar ander inkomstestrome? Nee, ek seker nou al 20 jaar wat ek net uit my skryfwerk uit bestaan maak. Weet jy, ek dink nie dis onmoontlik om te leef, bestaan te maak uit skryfwerk uit nie. Ek dink dit stel sekere vereistes, maar daar's baie mense wêreldwyd wat dit doen. En daar is Suid-Afrikaners voor my wat dit al gedoen het. So dit is moontlik, maar jy weet, jy moet maar lank en hard werk. Ek dink om 'n skrywersloopbaan te maak is dalk die langste proses van enige beroep. Natuurlik, en soos jy sê, dit vat baie lank, en ek wonder of mense dit dalk soms miskyk. Jy weet, ek bedoel, jy het baie lank, oor die 30 jaar gewerk om daai sukses te kan behaal wat jy nou het in die vrugte te pluk. Wat dink jy onderskei jou dan wel van ander skrywers, en hoekom is jy dan so suksesvol in jou verhale boeke? Nee, ek weet nie. Ek weet ek was baie gelukkig geweest dat ek op die regte tyd begin misdaadfiksie in Afrikaans skryf het. Ek weet dat ek baie gelukkig was dat ek die regte redakteur op die regte tyd gekry het, dat Dani van Niekerk, wat voormalige bestuurende direkteur van Tafelberg Uitgewers was, my werk raak gesien het en aanbeveel het aan 'n agent in Brittanje wat internasionaal skrywers bemark. So daar was 'n klomp dinge waarmee ek gelukkig was. Tydsberekening uiteraard een van hulle. Ek dink die dinge wat in my guns getel het, was dat ek van 'n vroeë ouderdom van omtrent 14 jaar oud af versot geraak het op misdaadfiksie, en dat ek geweldig baie in die genre gelees het. So teen die tyd wat ek 15 jaar later, selfs 20 jaar later begin skryf het vir die eerste keer in die genre, het ek 'n klomp kennis met my saamgedra. Ek dink enige skrywer kan net skryf vir een leser, en dis die leser binne in jouself. Want wanneer jy sit en skryf, is die leser binne jou die een wat moet beoordeel wat jy hier besig is om te pleeg. En hoe meer opgevoed daai leser binne in jou is, hoe beter is die oordeel wat jy kan vel. Ek sien heelwat plaaslike en buitelandse misdaadfiksie waar jy kan sien die skrywer het nie daai soort van diepe gronding in die genre nie. En ek dink dit maak 'n verskil. Ek dink in my skrywersloopbaan het dit 'n positiewe verskil gemaak. So dis 'n kombinasie van 'n klomp goed. Soos ek sê, dit was die regte tyd gewees, die regte mense, 'n bietjie geluk,
Jy weet, dit was ook die tyd gewees hier net na die einde van apartheid waar die wêreld was honger vir stories uit Suid-Afrika. Ons was die middelpunt van belangstelling internasionaal. So toe my agent vir die Franse en die Duitsers en die Britte en die Amerikaners 'n boek gaan voorlê het uit Suid-Afrika wat in 'n genre is wat wêreldwyd goed doen, was dit dalk makliker daai tyd om in te kom. Ek dink nou in die tyd wat ons nou leef sal dit dalk moeiliker wees. Hoewel ek dink as die gehalte goed is, sal daar altyd 'n mark wees. Ek wil daarmee dan skakel, jy weet die dele in die krimikramies aan die skakel met aktuele gebeure en temas. En nou in die Benny Griesel boeke is daar duidelike verwysings, jy weet, na staatskaping, na korrupsie, na BRICS, jy weet, die Zondo-kommissie, en ander erkenbare elemente en figure in die Suid-Afrikaanse politieke landskap. Ek weet nie hoeveel mense dit weet nie, maar jy was in die vroeë 80's 'n joernalis by die Volksblad, wel 'n verslaggewer. Waar jy in Bloemfontein gewerk het nuus en aktuele gebeure jou saam met die liefde vir krimi nog altyd gefassineer? Absoluut. Ek is 'n nuusverslaafde. Ek lees elke oggend, sit ek en Marianne in koerant lees. En ek sal wanneer ek opstaan en my koffie drink, sal ek verskeie ander aanlyn koerante waaronder Marula Media ook gaan lees. So ek is mal daaroor om te weet wat in my land, in my omgewing, in my dorp, in my provinsie en dan internasionaal aangaan. En dit het, mens kan nie help dat dit ook 'n invloed het in die skryfwerk wat jy het nie, want die feit van die saak is, wanneer ek 'n boek skryf met Benny en Von as speurders, moet ek in die eerste plek weet min of meer hoe dit lyk in die polisie op die oomblik, maar hulle word ook geplaas in 'n hedendaagse Suid-Afrika, waar hulle ervarings het van die omgewing, waar hulle ervarings het van die politieke gebeure, van die sosio-maatskaplike gebeure ensovoorts. My eerste lesers was Afrikaanse lesers, Afrikaanse mense. My Afrikaanse boek kom uit dikwels 'n jaar voor enige van die vertalings. En ek wil hê dat Afrikaanse lesers moet sê, ja, hierdie is die Suid-Afrika wat ek ken. Ek dink dit is baie maklik om jou leser te verloor as hulle die boek lees en sê, maar hierdie is nie die Suid-Afrika wat ons ken en verstaan nie. So dis vir my belangrik in terme van geloofwaardigheid, dat dit 'n redelike realistiese omgewing moet wees. Maar 'n mens moet bysê dat ek benut net die dele van dit wat gebeur in Suid-Afrika wat die boek hopelik interessanter kan maak. Jy weet, konflik is die moeder van spanning. En die lekkerte van Suid-Afrika is dat daar so baie bronne van konflik is. Maar ek kan as skrywer net die bronne van konflik gaan haal wat ek voel wat 'n bydrae gaan hê tot die spanning in die boek en die druk wat ek op my twee hoofkarakters plaas. Ek sien in die week 'n artikel wat uitgekom het oor die vervangenheid van polisiestasies, jy weet spesifiek, en dan ook die polisiediens. Wat dink jy sou Benny daaroor gesê het as hy nou kon kommentaar lewer? Wel, jy weet, as jy dit kon sien, hulle werk gelukkig in die Wes-Kaap waar dit nog so bietjie beter gaan, hoewel daar ook polisiestasies daar is wat nie wonderlik lyk nie. Ek kom redelik dikwels in Stellenbosch so polisiekantore en ek moet sê, dit funksioneer baie goed, die speurkantoor daar funksioneer baie goed. So, en dis waar Benny en Von leef. Daar's 'n toneel nou in Scorpio waar Benny moet Elsies Rivier polisiestasie toe gaan, waar ek beskryf dat dit minder goed lyk. So daar is polisiestasies wat sleg lyk, maar ek dink Benny sal dit gelate aanvaar, omdat Benny maar altyd dinge gelate aanvaar. Ek dink Von sal die een wees wat baie meer uitgesproke sal wees en 'n paar sosiaal onaanvaarbare woorde sal kwytraak oor die toestand. Nee, ek kan nogal dink in sy mooi Kaapse Afrikaans wat hy sou kon kwytraak. So hoe balanseer jy daai behoefte om, jy weet, van die aktuele gebeure in te werk by die storie, met die jy weet, die risiko om te naby aan sekere politieke figure of so te kom? Ek weet waarskynlik lees niemand van hulle dalk jou boeke nie, of dalk doen hulle, so ek weet nie hoe hanteer jy dit nie. Wanneer ek my weergawe van die boek skryf, dan sit ek dikwels die politieke figure se regte name in, omdat ek so 'n wrevel het in wat hulle doen, en dit is my manier om 'n klein bietjie, jy weet, beter te voel en hulle terug te kry, en dan het ek 'n uitgewer en 'n wonderlike redakteur,
en 'n uitgewer met 'n regspan wat dan na die boek sal kyk en dan sal ons onderhandel om die name so te verander dat die ingeligte leser nog steeds sal weet na wie ek verwys, maar dat ons nie gedagvaar kan word nie. Maar soos jy sê, ek dink die meeste politici wat nie goed uitkom uit die boeke uit nie, is nie lesers nie. Ek wil so 'n bietjie nader beweeg aan die boek Scorpio wat pas verskyn het. As jy nou terugdink spesifiek vir die nuwe boek aan jou skryfproses en hoe dit gewerk het, en die roete wat jy gevolg het met hierdie boek. Hoe het dit gewerk? Volg jy altyd dieselfde stappe? Het jy 'n raamwerk, het jy 'n proses of gebeur elke boek op 'n manier ook spontaan? Elke boek is anders. Elke boek se ontstaanspunt is anders. Elke boek se bymekaar kom van die storie is anders. En omdat elke boek ander onderwerpe hanteer, doen ek heeltemal ander navorsing en die navorsing het 'n geweldige groot invloed in die storie ontwikkel. So hoewel elke boek uniek is, dink ek is daar sekere universele dinge wat aan 'n storie gekoppel is wat in enige genre maar daar is. Jy weet, in die eerste plek hoop jy om baie menslike karakters te skep, want as jy nie karakters skep wat menslik is nie, gaan die leser nie met hulle kan identifiseer nie. En wanneer jy dan daai karakters deur diep waters laat loop en die leser gee nie om of hulle ander kant uitkom nie, dan het jy klaar verloor. So jou eerste groot verantwoordelikheid is om menslike karakters te skep en dan om misdaadfiksie, spanningsfiksie het 'n baie spesifieke struktuur wat anders is as enige ander genre. Daar's ooreenkomste, dis die ou tipiese Griekse dramatiese struktuur, maar misdaad en spanningsfiksie sinne lyk so bietjie anders. So daar's die soort van dinge wat 'n mens rig, wat jy van bewus is, maar ook nie hyperbewus nie. En ek dink dis juist waar die feit dat ek al soveel jare in die genre lees en soveel honderde, ek wil sê duisende boeke in die genre gelees het, is 'n mens bewus van die struktuur en die norme van die vereistes van die genre. Vir my was die skryfproses nog altyd redelik organies geweest, van ek wil weet min of meer wat die einde gaan wees, maar ek gaan nie daaraan vasklou nie. As ek 'n beter einde kry, dan is dit goed en ek wil weet waar ek begin en dan gaan ontdek ek die boek in die skryf hoofstuk vir hoofstuk. En dit was nog altyd 'n proses wat vir my gewerk het. Ek het oor die jare het ek geleer om die proses te vertrou. Dis nie 'n proses wat soemloos is nie, dis 'n proses wat probleemloos is nie. Ek sal dikwels vashak en besef dat ek dit wat ek nou wil doen pas nie lekker in by die storie, so iets moet verander of daar's 'n skryfprobleem wat ek moet oplos, maar en ek was vroeër in my loopbaan het my dikwels diep bekommerd gemaak en 'n bietjie angstig gemaak, hoe gaan ek hierdie probleem oplos? Maar ek is nou in die fase waar ek weet ek kan die proses vertrou, ek moet net my tyd vat en dan sal 'n mens 'n oplossing kry. So dis vir my, ek het geen plan nie, ek het geen resep nie, maar ek het 'n werkswyse en daai werkswyse is die ou soos die Engelse sê ABC, apply bottom to chair. Jy moet gaan sit en jy moet skryf. En party dae gaan jy dalk net 200 woorde skryf en dit gaan 'n rowwe moeilike dag wees, en ander dae gaan jy 'n paar duisend woorde skryf, maar jy moet elke dag gaan sit en jy moet worstel met hierdie storie en jou bes doen om na die einde toe te kry. Jy het al in 'n vorige onderhoud met vir my gesê dat jy 'n baie geroutineerde skrywer is, dat jy weet jouself maande lank wat jy gaan sit en jouself ingrawe in hierdie storie om regtig jou kop rondom dit te kry. So hoe lyk jou skryfruimte? Waar skryf jy? Is dit op dieselfde plek in 'n studeerkamer? Kan jy ook soos ander mense miskien in 'n koffiewinkel gaan werk? Hoe pak jy dit aan? Ek sal nooit in 'n koffiewinkel gaan werk. Ek het regtig baie stilte nodig. Ek skryf in my skryfkamer, my kantoortjie. En ek probeer so min as moontlik ander stimuli hê. Ek kan nie musiek luister as ek skryf nie. Marianne, gee vir Marianne my foon, dat daar ook nie daai soort van afleiding is nie. En dan sit ek en ek skryf. Ek probeer redelik vroeg in die oggend. In my jonger dae het ek baie vroeër opgestaan, maar ek is deesdae as ek so 6 uur agter die rekenaar en dan sal ek koffie drink, 'n bietjie nuus lees en dan begin ek werk aan dit wat ek die vorige dag geskryf het. En gelukkig, jy weet, vroeër was ek meer onder druk om te produseer. Ek is nou ek is die groot voorreg dat ek nou sonder druk kan skryf. So wanneer ek lekker skryf, dan skryf ek 'n lang dag, en as dit sukkel, dan staan ek op en gaan gesels met my vrou, of ons gaan stap of ons gaan ry fiets of wat ook al. Maar ek
ek probeer elke dag skryf, dikwels hier na die tweede helfte van die boek toe 7 dae 'n week. Of minstens elke tweede week 7 dae 'n week, want die kinders kom ook op Sondag almal vir 'n braai. Maar dit is maar die ding, jy moet elke dag, dis 'n eienaardige ding, hoe meer tyd jy spandeer met die boek, hoe meer momentum kry jy. En dis hoekom dit so belangrik is om elke dag te probeer werk. Ja. Ek wil graag 'n bietjie met jou gesels oor die titel van die boek. Hoe het jy dit gekies en wat beteken dit vir jou? Jong, die waarheid is dat ek sukkel om titels uit te dink vir boeke. Ek hou nie daarvan nie, want ek het so half 'n filosofie wat sê titels maak nie regtig saak nie. As iemand voor 'n boekrak gaan staan en na die titel kyk, gaan die titel nie noodwendig vir hom oorrompel en sê ek moet hierdie boek lees nie. Maar miskien is ek verkeerd, maar dis vir my 'n frustrasie om 'n titel uit te dink. Die dilemma is dat ek sukkel om aan te gaan met 'n boek as ek nie 'n titel het nie. So dis so 'n bietjie van 'n konflik in myself. Met die vorige boek Leeu het moes ek ook heelwat dink oor 'n titel en uiteindelik by Leeu uitgekom, wat 'n sekere mitologiese agtergrond het en dan die sterreteken is. En toe het ek die slim plan, wat ek gedink het 'n slim plan is uitgedink, van ek kan miskien 'n 3-lyk van Benny en Won boeke skryf wat elkeen 'n sterreteken as titel het. Maar toe ek nou kom by hierdie boek begin, toe gaan kyk ek na die oorblywende sterretekens, nou dat Leeu uitgehaal is, en toe sien ek daar's eintlik bitter min wat vir my baie cool klink. Maar Scorpio was die volgende ene wat ek gedink het, dit klink darm redelik spannings- en speurromannerig. So laat ek dit nou maar vat. En toe laat ek vir Etienne, my redakteur, weet, en ek dink dit moet die titel wees, en hy sê toe nee, dis goed so, maar kan ons dit met 'n K spel in plaas van 'n C. En Etienne het gewoonlik sy redes, en ons werk ook al omtrent 30 jaar saam, jy weet, dis soos enige goeie verhouding, as daar nie groot vertroue is nie, dan werk dit nie, en ek vertrou hom absoluut. Sê ek, nee goed, ons kan dit so doen, maar nou moet ek daarin binne die boek, moet ek iets vind wat aanskakel by Scorpio met 'n K. Maar dis die soort van ding wat ek baie geniet, is daai soort van skryfuitdaging van hier is iets nuuts, hier is iets anders, hier is iets wat heeltemal van buite af kom wat ek moet probeer akkommodeer, en toe het ek dink dit het 'n interessante invloed op die storie gehad, en op die ou end het dit 'n integrale deel van die storie geword, Scorpio met 'n K. So daar's geen diepere betekenis daarin nie. Ek het uiteraard toe ek Scorpio besluit dat ek oor die mitologie gaan lees, en veral oor die skorpioen, en die skorpioen is ook nogal 'n lekker simbool in terme van die polisie. Ons het ook ons skorpioene eenheid gehad in Suid-Afrika. Jy weet, en die idee van 'n giftige angel, van iets wat oor sy rug vir jou kan bykom, was nuttige elemente wat ek kon gebruik het, hoewel ek nie noodwendig skryf om tematies vreeslike ontwikkeling te doen nie. My hoop is maar net om te vermaak, maar op die ou end het Scorpio toe nie te sleg uitgewerk nie. Die probleem is nou, wat gaan ek die derde boek noem, want daar's nie veel wat oorbly nie. Ek hoop nou nie ek gee iets vir lesers weg wat ek nou nog nie die boek gelees het nie, maar jy nou praat van die angel van die skorpioen toe, laat dit nou ook dink aan die mesiele in die boek. Ja. Was dit 'n bewustelike skakel? Nee, maar dit was glad nie bewuslik nie, maar toe ek besef dat daar kan tog 'n verband wees, toe hoewel dat dan is dit nie so 'n slegte idee vir 'n titel nie. Nog iets wat jy in jou boek doen waar ek wil gesels is die artikel deur die Vrye Weekblad verslaggewer. Die artikel 30 jaar se moordsake, die oë wat alles gesien het, oor Griesel, wat regdeur verweef word. Vertel my so 'n bietjie meer daaroor en hoe jy dit gebruik het om die storie aan te vul. Ja. Weet jy, ek het die applikasie wat ek gebruik om in te skryf, sy naam is Scrivener. Dis 'n wonderlike applikasie wat spesifiek ontwikkel is om lang manuskripte te skryf, het sy wetenskaplik of dan boeke, fiksie te skryf. En die lekkerte van die applikasie is dat daar is 'n hele kolom waar jy in vouertjies jou notas, jou navorsing, en dan ook dinge wat jy van boek tot boek oordra. Soos byvoorbeeld, ek hou 'n leertjie by oor alles wat ek weet van Benny. Jy weet, ek dink Benny, daar's nou al hoeveel Benny boeke, maar daar
in elkene iets anders oor sy jeugjare, in sy eerste huwelik, in sy geskiedenis as polisieman gesê is. So ek kan dit elke keer verwys wanneer ek weer met 'n nuwe Benny boek begin, dan maak ek seker dat ek weet wat se kar ry Benny, hoe oud is Benny, wat se vuurwapen skiet hy mee, watter een skiet Vaughan mee, ensovoorts. En toe ek nou met Scorpio begin, en ek gaan kyk weer na die leiertjie met al Benny se klein brokkies geskiedenis, toe besef ek, daar's baie dinge wat lesers wat al die boeke gelees het, sekerlik al vergeet het, of mense wat vir die eerste keer vir Benny en Vaughan ontmoet, nog nooit van gehoor het nie. En miskien is dit tyd vir my eie herinnering, om net weer vir Benny as karakter ten volle te verstaan, maar ook vir die leser dalk lekker insig om 'n oorsig van Benny se lewe te hê. En dan is die uitdaging natuurlik, hoe sit jy dit in 'n boek en verveel die leser nie. Want jy nou hierdie langste geskiedenis gaan sit in 'n genre waar tempo baie belangrik is, dan gaan dit nie werk nie. En toe was my oplossing gewees, laat Benny instem, baie teesinnig instem tot 'n onderhoud met een van Alexa se vriendinne, en dan dus die volgende uitdaging is natuurlik, hoe bied 'n mens dit aan? En ek het gedink om dit dan in sulke brokkies aan te bied, by plekke in die boek waar Benny met iets spesifieks besig is, wat hy dalk gedagtes sal hê, wat sal aansluit by die stukkie, wat in uiteindelike onderhoud met hom staan. Was dit ook vir jou lekker om daai artikel te skryf? En dit is 'n bietjie anders as die fiksie wat jy skryf. Is dit ook, het dit nog raakpunte met jou dae as joernalis miskien? Ja, absoluut. Jy weet, maar ek wou dit ook in 'n sekere styl skryf. Daar's 'n sekere onderhoudstyl wat ek dink wat vroue beter doen as mans. En ek wou dit in daai styl ook geskryf het, en dis my altyd lekker om iets te probeer skryf in 'n styl wat nie my eie is nie, want dit daag 'n mens soos 'n bietjie uit, dit beteken jy moet harder probeer en dieper dink, so dit was my baie lekker om dit so te doen. Beplan jy, of het jy behoefte om miskien een of ander tyd ook 'n boek in 'n ander genre te skryf? Ek weet jy het die kortverhale geskryf, jy het die stories geskryf vir Karoo Suite, so jy skryf ook in ander genres, maar spesifiek in terme van 'n boek, wil jy dalk nog ander genres verken as die krimi genre? Ek het nog nooit in genre gedink nie. Ek het nog nooit myself gevange gevoel binne speur of spanning genre nie. Ek het nog altyd van die standpunt af uitgegaan dat 'n lekker storie, of wat ek hoop 'n lekker storie is 'n lekker storie. Laat iemand anders bekommer oor genre. Laat uitgewers en resensente en akademici bekommerd wees oor genre. Ek as leser is mal oor lekker stories, en dit is wat ek vir my lesers wil gee. Ek het byvoorbeeld iets soos Spoor geskryf, wat ek dink wat meer 'n spionasieroman is as wat dit 'n misdaadroman is. Meer van 'n spanningsroman as 'n misdaadroman. Ek het Koors geskryf wat 'n post-apokaliptiese pa en seun storie is, omdat ek passievol gevoel het oor die storie wat ek wil vertel het. En as ek 'n storie iewers in die toekoms skryf wat heeltemal 'n ander genre is en ek voel baie passievol daaroor, dan sal ek sekerlik met my agent praat daaroor. Die dilemma natuurlik is dat as jy oor 30 jaar 'n loyale lesertal opgebou het, nie net in Afrikaans nie, maar in alle tale ook, dan is die gevaar altyd dat jy daai leser sal teleurstel en sal verloor, omdat jy met iets kom wat heeltemal anders is. So ek sal dit met omsigtigheid hanteer, maar ek dink ek is nou in die stadium van my loopbaan waar dit dalk 'n bietjie makliker sal wees om te doen. Die boek waarmee ek nou besig is nie 'n Benny en Vaughan boek nie, hoewel ek dink dis nie ver verwyder van my gewone boeke nie. Dit is meer van 'n spanningsroman, maar dis nie noodwendig 'n misdaadroman nie, hoewel die genre is so wyd. En daar is soveel vorme van misdaadfiksie en spanningsfiksie dat dit sal sekerlik iewers inpas. Nou, as 'n mens praat van stories wat ontwikkel en jy weet baie moontlikhede, dan wonder ek ook wat se toekoms van Benny en Vaughan. Jy weet oor die jare het hulle huishoudelike name geword en deesdae, jy weet waar Benny begin het as 'n nuwe karakter in een van jou boeke, is hy en Vaughan nou, jy weet, onafskeidbaar of so is die Benny Vaughan Dio se storie uitgeskryf of hoe dink jy aan hulle toekoms? Wat lê voor?
Ek weet nie wat vir hulle voorlê nie. Ek sal moet daaroor dink wanneer ek by die volgende boek begin skryf. Ek dink nie hulle stories sal ooit uitgeskryf wees nie. Ek geniet nog dit baie om oor hulle te skryf. Ek dink hulle is as karakters nog steeds vir my as skrywer baie interessant. Wat ek nog altyd probeer doen het met hulle albei was om hulle deur die verskillende fases van hulle lewe te vat. Jy weet, Benny is eers deur 'n egskeiding en toe het hy vir Alexa ontmoet en die hele verloop van sy romanse tot waar hy verloof raak en uiteindelik in leeu met haar getroud is en nou is hy weer 'n getroude man wat moet aanpas daarbey. Vaughn weer wat te bang is om vir Desiree te vra om te trou. En een van die volgende vraagstukke sal wees in die volgende boek is, gaan hy die moed by mekaar skrap, gaan sy ja sê, en dan Benny se verhouding met sy kinders, ek het nou in Scorpio, is sy verhouding met sy seun Fritz onder die vergrootglas, maar ek besef ook, ek sal weer moet kyk na sy verhouding met sy dogter, en sy dogter wat, ek dink wat ook nou ernstig raak in 'n verhouding, hoe gaan Benny en die potensieel aanstaande skoonseun klaarkom? So daar is altyd sulke elemente wat ek dink wat dit so bietjie nuut maak, wat dit so bietjie anders maak en wat nuwe uitdagings aan Benny en Vaughn in hulle persoonlike lewe gaan plaas. Daar's die voortdurende verandering in die polisie. Soos ek en jy hier sit, is daar die parlementêre ondersoek na die ongelooflike korrupsie in die polisie. En dan met die volgende boek sal ek vir myself ook moet afvra hoe gaan Benny en Vaughn daaroor voel? Hoe gaan dit hulle lewens en hulle werk beïnvloed? Dis al 'n hele klompie jare wat ek sien wat in die polisie gebeur en wat ek myself elke keer afvra, hoe lank nog kan ek vir Benny en Vaughn as twee eerlike, hardwerkende, goeie polisiemense in hierdie polisiediens hou? Moet ek hulle nie maar private spelers maak? Dis 'n vraag wat ek sal aanhou moet vra en ons sal ook moet sien wat polities nou gaan gebeur in die volgende jaar of 2 en watter invloed dit gaan hê. Maar op die ou end is dit alles lekker, want dis alles uitdagings, dinge, nuwighede wat ek moet aanspreek, wat ek moet oplos, wat ek moet verwerk en wat ek moet akkommodeer in die boeke. Maar kyk, in Scorpio verander jy iets klein wat 'n groot verskil maak en dis die feit dat hulle nie aan dieselfde saak werk nie. Ja. Waar hulle ook nou weer moet aanpas want hulle is so gewoond om saam te werk en nou skielik het hulle mekaar nie en hoe hulle sukkel, jy weet. En dit was vir my ook baie lekker om dit vir 'n verandering weer te doen. Mense, jy weet, as 'n skrywer is jy ook 'n leser, so en ek wonder sommer, wat lees jy? As jy nou vir mense top 5 boeke of 5 gunstelinge moet uitsonder, wat jy ook sommer vir mense sal aanbeveel vir hulle leeslys, wat is dit? Weet jy, die dilemma is dat vir alles ek besig is om te skryf, lees ek bitter min fiksie. Want ek vind dit moeilik wanneer ek so intens besig is om te skryf, vind ek dit baie moeilik om fiksie te lees sonder om as 'n skrywer daarna te kyk en sommer net na die genot van die lees te kyk. So ek lees geweldig baie nuwe fiksie en op die oomblik ek het die laaste klompie maande het ek intens gelees vir navorsing vir die nuwe boek. Maar een van die lekkerste boeke wat ek hierdie jaar gelees het, is Wilna Roo, Afrikaanse boek, Die Ooggetuie, dis 'n genre wat ek dink wat braak lê in Afrikaans en sy doen dit fantasties. Dis die regspanningsroman, iets wat John Grisham so goed doen. Ek is baie opgewonde daaroor. En dan ek het die nuwe Michael Connelly nou onlangs gelees wat net weer so goed is soos al sy ander dinge. Ek moet sê, dit is omtrent die enigste fiksie wat ek in die laaste tyd gelees het. Die res was maar meestal nie fiksie, spesifiek ter navorsing van die nuwe boek. Enigiets wat ook nog vir jou hart is? Weet jy, al wat ek kan sê is baie dankie vir elke leser en elke boekwinkel in die land. Ons boekbedryf, ons Afrikaanse boekbedryf, dink ek doen goed en dit is te danke aan julle in die media, aan die uitgewers, aan die boekwinkels spesifiek, maar veral aan die lesers, mense wat boeke gaan koop, wat nie roofboeke op WhatsApp groepe vat of aflaai nie. Ons is as skrywers so baie dank verskuldig aan die lesers.